Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Ons sluit ons Pinkster af met 'n kyk na Jesus en die wederkoms. En die woord wederkoms gee vir ons alreeds belangrike leidrade van waaroor dit gaan. Dit gaan oor Jesus wat weer aarde toe gaan kom. Met sy eerste koms het hy eintlik verskuild gekom in 'n stal, nie met dat mense dit baie goed kon sien nie. Hy het geassosieer met eenvoudige en nederige mense, en baie mense wat die koms van die Messias verwag het, het dit nie herken nie, omdat hy op hierdie manier gekom het. Hy het gekom om ons te leer van God, van hoe ons moet lewe. Hy het vir ons gesterf om ons te red, en toe het hy vir ons werk gegee. Ons moet saamwerk aan die uitbreiding en die uitbouing van sy koninkryk. Ons leef nou in 'n tussentyd, tussen sy eerste koms en sy tweede koms. En een van die goed wat ons weet van hierdie tyd is, hy het nou wel al gekom, maar sy koningskap is nog nie volledig en volmaak nie. Ons leef nog altyd in 'n gebroke tyd, in 'n gebroke wêreld, ons self is gebroke, maar die wederkoms en ons verwagting en ons geloof in die wederkoms is dat Jesus Christus weer gaan kom, gaan klaarmaak wat hy begin het toe hy die eerste keer gekom het. En die tweede keer, by sy tweede koms, gaan hy met mag en majesteit en krag kom. Die Bybel sê die hele wêreld gaan dit weet. Dit gaan nie moontlik wees om dit te mis nie, dat hy teruggekom het die keer in majesteit. Nou, om oor die wederkoms te praat, laat my so bietjie dink om oor die skepping te praat. Daar's mense wat sê hulle weet presies wanneer dit gebeur het en hoe dit gewerk het en hoe God die aarde in die hemel geskep het. Ek was nog nooit heeltemal oortuig deur hierdie sekerheid nie. Die een ding wat ek as Christen van die skepping verseker weet, is dat dit God is wat geskep het. Ek weet nie presies wanneer nie, ek weet nie presies hoe nie. Ek weet dat dit God is wat geskep het. En iets van dit is vir my dieselfde met die wederkoms. Daar's mense wat dink hulle weet presies wat gaan gebeur, hoe dit gaan gebeur, selfs wanneer. Ek deel nie daardie sekerheid nie. My sekerheid en onsekerheid as kerk lê daarin dat nie wat gaan gebeur en wanneer nie, maar wie dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor Jesus Christus ons Here. Dieselfde Here wat ons gered het, dieselfde Here wat ons lewenspad saam met ons loop. Dis hy wat gaan terugkom, gaan klaarmaak wat hy begin het. Wat gaan sorg dat die einde gaan goed wees, baie goed. Dit gaan oor Jesus, die wederkoms gaan oor Jesus. In Matteus 24 en 25 praat dit daaroor, ook in Openbaring 20 en 21 en 'n paar ander plekke ook in die Bybel. Maar ek wil 2 stukkies uit Matteus 25 lees om iets te sê van die wederkoms. Jesus vertel 3 gelykenisse hier. Die een is die gelykenis van die 10 meisies. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 jong meisies wat hulle lampe geneem het om die bruidegom tegemoet te gaan. 5 van hulle was dwaas en 5 was verstandig. Die dwaases het hulle lampe gevat, maar nie olyfolie met hulle saamgeneem nie. Die verstandiges het egter, saam met hulle lampe, ook olyfolie in houers geneem. En omdat die bruidegom getalm het, het almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep: "Kyk, hier is die bruidegom, gaan hom tegemoet." En dan ken julle die res van die storie. Die 5 dwaases het nie genoeg olie gehad nie. Nou skarrel hulle rond en vra vir die ander: "Het julle nie vir ons ook olie nie?" Die ander sê: "Nee, ons het net genoeg vir onsself. Ons het nie vir julle ook nie." En dan loop soek hulle olie, en as hulle uiteindelik terugkom, dan is die deur van die bruilof gesluit en sê die bruidegom vir hulle: "Ek sê vir julle, ek ken julle beslis nie." Wat moet ons hieruit oor die wederkoms weet?
die tyd daarvan is onbekend, en hulle het gedink hulle weet, maar toe die bruidegom getalm, dit het langer gevat. Wat moet ons hieruit leer? Die storie van die verstandige meisies is, hulle was gereed en het gereed gebly. Hulle het nie moeg geraak nie, hulle het nie afgedwaal nie, en die Here sê op ander plekke vir ons moet gereed bly en ons moet mekaar vashou en mekaar aanmoedig en mekaar daaraan herinner, ook as dit nou met ons bitter swaar gaan. Die Here gaan weer kom en dan gaan hy alles regmaak, alles. Die laaste stukkie van hierdie gelykenis sê, wees dan waaksaam, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. Enerzijds dat ons nie weet wanneer nie, maar anderzijds, ons moet net die heeltyd waaksaam bly. Ons moet net in die Here se hande bly en daar lewe en daar loop, dan maak dit nie saak nie, dan sal ons reg wees. Tweede stukkie wat ek wil lees, is oor die eindoordeel, Matteus 25 vers 31. Wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die engele saam met hom, sal hy op sy glansryke troon gaan sit. Die nasie sal voor hom bijeengebring word, en hy sal hulle van mekaar skei, soos 'n herder die skape van die bokke skei. Die skape sal hy aan sy regterhand, en die bokke aan die linkerhand laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê, julle geseëndes van my Vader, kom beerf die koninkryk, wat vir julle gereed gemaak is, van die grondlegging van die wêreld af. Wat sien ons hierin? Dis Jesus self wat gaan kom. En waar ons nou is, ons leef na die Here Jesus se eerste koms. Wat nog moet gebeur volgens die Bybel na die einde toe is, Jesus se tweede koms, hy self gaan weer kom. Dan gaan almal wat alreeds dood is, en almal wat nou nog lewe, gaan voor sy regterstoel verskyn, so die dooies gaan opstaan. Dan is dit die eindoordeel, en dan daarna die nuwe skepping van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waar al die Here se mense gaan bly. So 4 goed moet nog gebeur. Jesus gaan weer kom, die dooies gaan opstaan, die eindoordeel waar hy self die regter gaan wees, en dan die einde, die nuwe hemel en die nuwe aarde wat geskep gaan word. Wat weet ons verseker? Dis ons Here Jesus Christus wat weer gaan kom, wat die dooies gaan opwek, wat die eindoordeel gaan behartig. Wat moet ons doen? Ons moet waaksaam wees en bly. Ons moet net eenvoudig rustig voortgaan om te doen dit wat die Here op aarde vir ons geleer het om te doen. Ons moet saamwerk aan die uitbreiding van sy koninkryk. Ons moet sy koningskap bevorder en verkondig. Uiteindelik gaan hy op die wolke weerkom met triomf en ons gaan bly wees. Die wederkoms is iets om na uit te sien vir die Here se kinders, want die Here hou ons veilig in sy hande vas. Kom ons bid. Here Jesus, ons sien uit daarna dat U na ons toe sal terugkom, dat U alles sal regmaak wat nou nog verkeerd is op aarde, dat U koningskap volledig sal kom en dat ons burgers van U koninkryk kan wees en saam met U kan deel in U heerlikheid. Ons loof U groot naam daarvoor. Amen. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons wees en bly.